Volgende gaan ons kyk na tessellasie. So, wat is 'n tessellasie? So, 'n tessellasie of teelwerk word geskep wanneer 'n vorm oor en oor herhaal word, wat dan 'n vlak bedek sonder enige gapings of oorvleelings. So, ons doelwit gaan nou wees om 'n tessellasie op hierdie oppervlakte te vorm. So, ek gaan begin deur op tools te klik. Ek gaan afbeweeg tot ek polygon sien en dan klik ek op regular polygon. Ek wil graag 'n driehoek maak, so ek gaan vir my vra hoeveel vertices, dan gaan ek sê 3. Klik op OK, daar gooi hy dan nou vir my 'n gelyksydige driehoek uit, wat beteken al 3 my sye is ewe lank en al 3 my hoeke is ewe groot. Dit beteken my hoeke is veronderstel om 60 grade te wees. Ek wil net gou dit gaan een hoek gaan meet om seker te maak. So, kom ons kyk hoe groot is sukses, 60 grade, fantasties. Nou kan ek aanbeweeg. So, ek kan nou gaan en ek kan net hierdie driehoek gaan reflekteer om dan nou 'n teelwerk te vorm, maar ek wil graag 'n unieke polygoon vorm. So, ek gaan nou klik op point en dan gaan ek op hierdie sy van my so klein driehoek vorm. Dan gaan ek afbeweeg tot ek kry hier by transform rotate around point. So ek gaan nou hierdie nuwe punte wat ek geplaas het, wil ek graag rondom punt C roteer. So ek klik op hom in die hoek waar rondom ek wil roteer. Ek gaan nou by 60 grade. Ek wil graag kloksgewys, maar jy kan anti-kloksgewys ook indien jy sou wou. Dan gaan ek punt E presies dieselfde doen. En ons bly by 60 grade, punt F, kloksgewys. Ok, my volgende stap gaan ek wil graag hierdie driehoek wegsteek, want ek wil my eie unieke polygoon maak. So ek gaan na settings toe en dan gaan ek die object hide. So daar is my driehoek nou weg. Nou wil ek weer na polygon toe beweeg. Nou klik ek op net polygon. Nou gaan ek my punte met mekaar verbind. Ok, nou het ek my nuwe polygoon en ek gaan nou hierdie polygoon rondom hierdie punt ook roteer. So ek gaan weer klik op rotate around point. Nou wil ek hierdie hele voorwerp, so sien jy hy, soos of hy hom highlight. En dan klik ek weer op die punt C en ek gaan hou by 60 grade kloksgewys. Daar is my volgende ene. Nou wil ek hom ook roteer rondom daai punt. So ek gaan presies dieselfde doen, weer 60 grade kloksgewys. En ek gaan nou aanhou met hierdie proses totdat ek hom nie meer kan roteer rondom daai punt nie. Ok, fantasties. Ek het nou my eerste teel en nou wil ek gou eers my klere verander. So jy gaan net klik op die teel, dan gooi jy hierdie van die bokant uit en daai wat lyk soos 'n verfblikkie. Klik jy op die plus en dan kan jy nou die kleur verander net soos wat jy wil. So ek gaan gou almal van hulle se klere gaan verander. Ok, nou dat my teel se klere veranderd is, nou kan ek begin om tessellasies te maak. Maar om dit te doen en om akkuraat te werk, gaan ek hier by construct
klik op midpoint of center. So ek soek graag die middelpunte van al my sye, sodat ek weet wanneer ek my vektore insit, dat hulle gelyk, almal van hulle gelyk en in die middel is. Okay, so volgende het ek gesê, wil ek my vektor insit, my vektore, so ek gaan afbeweeg, kom ons soek hom gou, hier is hy, vektor. So ek wil hê, hy moet daar, en dan gaan ek nou net my middelpunt in mekaar verbind. So kan jy sien die pyltjie wys op, so wanneer ek hom gaan reflekteer, gaan hy op rondom hierdie vektor in die rigting van daai vektor. Okay, so ek gaan, en dan gaan ons hierdie nou sommer af. Okay, nou is daai stap verby, nou kan ons begin met die lekker werk. So ek wil hom net so klein, bietjie kleiner maak, sodat jy mooier kan sien. Okay, so nou soek ek, my volgende ene gaan wees translate by vector. So onder transform, klik ek op hom, so nou sê hy vir my, so ek gaan nou klik op my object. So sien jy, ek het op die pink ene geklik en hy het hom gehighlight, en dan wil ek hom rondom hierdie vektor, wat so skuins opwys, transleer. So kyk wat gebeur as ek op hom klik. Nou gaan ek aanhou, en ek klik die hele tyd op daai selfde vektor, op my verskillende teels, maar op my selfde vektor. Okay, daar het ek my eerste enetjie gemaak, so ek kan nou aanhou hiermee. So kom ons doen nou ene af, so dan klik ek. So mens kan nou aanhou met hierdie proses, tot jy soveel teels gemaak het, soos wat jy wil. So kom ek wil 'n teeltjie hier ook hê, so wat ek nou gaan doen is, ek gaan klik op hierdie ene en dan op my afvektor, want ek soek een wat af kan gaan in hierdie spasie. So ek klik op hom en af. Okay, so jy kan nou aanhou met hierdie proses, totdat jy nou die grootte van die oppervlakte bedek het wat jy wou. Vir hierdie voorbeeld gaan ek nou hier stop, en ek gaan aangaan met die ander goed wat ek wil doen. So my volgende stap is, ek wil nou graag al hierdie labels wegsteek, want dit lyk bietjie te mekaar, so ek gaan hier gaan by edit, en ek gaan klik op select object. Select, ek trek hierdie blok rondom my voorwerp, en ek gaan daar by my drie kolletjies na settings toe. Dan sien jy hier sê hy show label, so ek gaan op hom klik. So hy gaan 'n rukkie neem, omdat daar baie labels is. Sien jy, daar is hy gehighlight, dan sit ek hom net weer, ek skakel hom net weer af. Hy vat so 'n oomblik. Okay, daar is al my punte nou af. Okay, kyk nou hoe pragtig lyk dit. Al my mooi verskillende kleure. So nou het ek al my labels afgesit. Nou wil ek graag gaan kyk of hierdie 'n ware tessellasie is. So om dit te toets, gaan ek nou my hoeke gaan meet. So ek gaan sommer hierdie teeltjies om mee te werk. So kom ons gaan na measure toe, waar hy sê angle, ek klik op hom. En nou gaan ek begin om my hoeke te meet. Hy sê hy is daai na 60 grade. En hoekom wil hy nie, kom ons klik net weer op hom.
Nee, kom gooi hy hom so uit nie. Kyk, daar is hy 60. 60. 60. 60. 60. So soos ek kan sien as ek nou inzoom, al 6 driehoeke van my gee vir my 60. En as ek sê 60 maal 6, kry ek 360 grade. So my gevolgtrekking gaan wees dat die som van hoeke by 'n punt is gelyk aan 360 grade. Dit wil sê hierdie teëls pas perfek en dis is hierdie 'n geldige tessellasie. So as ek nou gaan rondom elke punt die hoeke gaan meet, gaan ek by almal van hulle 60 grade kry en saam 360. So hierdie is 'n ware tessellasie en daar's geen gapings of oorvleuelings tussen my teëls nie.